times around, but never, never, ever give up. Liewe vriende, baie welkom hierso by ons uitsendingsdiens. Sommer net daar waar jy jouself bevind, mag jy sommer net so rustig raak in die teenwoordigheid van die Here. Sommer net so voordat ons begin, kom ons raak net so vir 'n oomblik saam stil in gebed. Liewe Heer, baie dankie sommer net so vir hierdie geleentheid dat ons vandag op so 'n besonderse manier op verskillende platforms, op verskeie maniere hier in U teenwoordigheid kan wees, Here. Here, wanneer ons nou vandag ons gedeelte hierso uit Habakuk uit lees, Here, mag ons sommer net hoor wat U vir ons wil sê deur hierdie boodskap wat al deur eeue lank deur die jare kom. Amen. Nou, vriende, ons lees vandag nog ons 'n besonderse gedeelte hierso uit Habakuk uit. En een van die mooi goed van Habakuk is wat ons hierso raak lees, is die teenwoordigheid van die Here. En so voor ons lees, besef ek, wanneer ons so praat oor Habakuk se gedeelte van ons sit in die teenwoordigheid, dan kan ek nie anderste om net weer hierso met 'n groot glimlag hier uit die begin van die nuwe kwartaal julle te kan groet in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Om te besef, ons sit vandag in sy teenwoordigheid. Nou, ons lees vandag hierdie gedeelte uit Habakuk en nogals interessant, Habakuk is nie so 'n besonderse lang boek nie, maar wanneer jy bietjie tyd het, gaan lees bietjie deur Habakuk, hier van Habakuk 1 tot 3 en mens besef hierso, dit is een van die min kere waar die profeet nie namens God met die volk praat nie, maar die profeet praat namens die worstelende volk met God. Een van die min keer wat ons dit in die Bybel sien, hier waar Habakuk eintlik die volk se pleidooi voor die Here neersit. En die wat nou nie weet wat die pleidooi is nie, ons besef dit is in die finale tye van Judea. Hier waar die oorlog van Babylon so die dorpe platslaan, waar die leer alles gaan en net verwoes. En Habakuk sien dit en hy vra eintlik vir die Here, maar Here, hoe kan U wat so heilige Here is, soveel onreg in die wêreld laat plaasvind? Vra jouself 'n bietjie die vraag, hoeveel keer het jy nie in die afgelope paar jaar daardie vraag gevra nie? En ek dink dit is hoekom Habakuk nog 'n besonderse boek is om te kan lees. Ons gaan vandag bietjie na Habakuk gaan ons lees, maar ek wil graag ook nog 'n ding by julle los, die gedeelte van Psalm 91. Ons het 'n vriend wat bietjie in die argeologie rondworstel en dit, en ek dink die maklikste woord om te kan gebruik vir die wat 'n bietjie ouer is, die ou enetjie kerkie moes sulke traktaatjies uitgegee. Maar hulle het hier op potskerwe, het hulle hier in Lades en dit het hulle hierdie teksgedeeltes gekry van Psalm 91, so hulle doen 'n bietjie meer studie daaroor. Maar as 'n mens besef, dit was in die finale tyd van Judea, wat sê dit vir ons? Om te sê, wanneer ons na Psalm 91 kyk, saam met Habakuk, hier waar hy staan en sê, die oorlog is op pad, en jy sien Psalm 91 en jy sê, Here, ons sal nie bang wees nie. Daar gelaat, kom ons lees hierdie gedeelte saam. 'n Gebed van Habakuk. Here, toe ek van U roem gehoor het, is ek met ontzag vervul. U dade, Here, maak dit 'n werklikheid in hierdie tye. Laat dit in hierdie tye bekend word. Onthou om barmhartig te wees te midde van ontsteltenis. Toe God uit 'n man kom, die heilige van die Paranberge, het sy luister die hemelruim bedek, sy lof die aarde gevul. Skitterend so sonlig was die ligstrale uit sy hand, daarin het krag geskuil. Voor hom loop pestsiektes op sy spore volg pla. Hy het gaan staan en die aarde laat bewe. Hy het net gekyk en die nasies laat opspring. Die oeroue berge het verbrokkel, die ewige heuwels het laag gebuk, die ewige wentelbane van die sterre behoort immers aan hom. Ek het gesien die tente van Kushan verkeer in nood, die tentdoeke van die land Midian sidder. Here, het U toorn teen die riviere ontbrand? Is U toorn teen die riviere, of is U gramskap teen die see gerig, dat U met U perde op die strydswaar ry vir verlossing? U boog is heeltemal ontbloot, 7 knippels wat dit bevel. Verstrome kloof U die aarde op. Berge het U gesien, hulle het ineengekrimp. 'n donderende wolkbreek het verbygetrek. Die oerwater het sy stem laat hoor. Hoog het die son sy hande gelig, die maan het stilgestaan, en sy hoë woning vir die lig van die pyle het verbygevlieg, vir die glans vir U blitsende spies. In verontwaardiging stap U oor die aarde, in toorn trap U nasies plat. U trek op die redding van die volk. U kom tot die redding van die gesalfde. U verpletter koppe, U ontbloot die binneste van die goddelose, van die heup tot die nek. U splyt met knippels die koppe van magtiges wanneer hulle aanstorm om my te verstrooi. Wanneer hulle vreugde is op die weerlose in 'n skuilplek te verslind. U het met U perde die see getrap, daardie skuimende watermassa. Toe ek dit hoor,
het my ingewande geril. Vir die geluid daarvan het my lippe gebewe. 'n Lamheid het in my gebeente gekom. Ja, ek het daar gestaan en bewe, want ek moes wag vir die dag van benoudheid om aan te breek vir die volk wat ons aanval. Al sou die vye bome nie bot nie, daar geen opbrengs aan die wingerstokke wees nie, die drag van die olyfbome teleurstel, die landerye niks te eet te lewer nie, kleinvee die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle oorwees nie. Nogtans sal ek jubel in die Here, sal ek juig in God wat my verlos. Die Here my Heer is my krag. Hy maak my voete soos 'n wildsbok, op my hoë plekke laat hy my loop. En tot sover lees ons hierdie gedeelte, en dit is nogals 'n lang, swaar gedeelte, maar wanneer ons hierdie in gedagte neem, besef ons hier staan Habakuk hier op die stad se mure. Want net voor dit het hy hierso met die Here gepraat, en hy sê, Here, maar Babylon gaan vir ons verslaan. Hoe laat u nog so 'n volk kom, wat nog erger is as die onreg wat ons beleef, om ons te kom verslaan? Wanneer ons hierdie gedeelte lees, wil ek julle 'n bietjie aan 'n voorbeeld weer laat dink. Dink net gou vir 'n oomblik, hier staan julle saam met Habakuk hier op hierdie muur. Kom ons bring hom modern terug. Jy sit hierso die dag op jou stoep en jy kyk hierso op die land uit en jy sien net hierdie rookkolom kom op. Jy sien dit is brandwolke en jy begin al te wonder, waar brand dit? Hoeveel brand dit? Hoe vinnig versprei dit? Ons het so 'n paar jaar terug in die Kameeldrif gemeenskap iets soos dit gehad. Hier waar ons die rook sien, maar nie noodwendig die vlam nie. En hier word 'n stuk angs in ons losgemaak en ons wonder, waar is dit? Hoe ver is dit? En jy skielik gaan die WhatsApp groepe te keer en sê, die vuur is onder beheer, hier kom foto's deur, hier sy ligging. Maar voordat die vuur jouself getref het jy nogal so 'n stuk van 'n angs en 'n vrees gehad. En dit is wat ons baie keer doen. Voordat die gevaar by ons is, begin ons al reeds planne te maak en sekere scenario's uit te speel. En dan begin 'n mens hierdie paar in jou kop te sê van, as ek vanaand gaan slaap in die vuur styg op, wat gebeur as ek ry en dit kom? Wat gebeur as ek in die oggend besig is of ek hoor dit nie en ewe skielik is die vlam op ons? Ons begin sulke scenario's voor ons uit te plaas. En dis presies hoe Habakuk gevoel het. Want hier staan hy op die stad se mure en hy kyk oor hierdie wêreld voor hom. En hy sien hoe word dorp vir dorp platgeslaan deur die Babiloniese mag. Ons lees in die argeologie van in die briewe wat hulle in Lages gevind het van, hulle sien die een aand die stad se vuurpyl wat lig aandui en vir hulle wys die stad is hier, die volgende dag is dit weg. Die stad gaan op, brand weg en dis net rook. Kan julle dink wat se gevoel moet dit in jou losmaak? Hierdie vrees wat hy moes gehad het om te sien, elke dag stap hierdie oorlog nader en hy kan niks daaraan doen nie. En dit is hoekom hy dan hierso begin te praat van, al sal die vye boom nie bot nie, al sal die wingerde kaal wees, al sal die olywe bome nie noodwendig olywe dra nie, al sal die kraal leeg wees. Om te sê, wanneer hierdie oorlogsmag ons tref, gaan al hierdie goed weggeneem word. Nogtans sal ons juis. En nou sê hy dit, jy kan al hierdie aardse besittings weggaan. Nou begin hy met sy gebed, maar dit word in 'n vorm van 'n lied gesing. En hy gebruik dit nogals interessant om te sê, want Habakuk sien nie die priester het dit en dit en dit en dit gepreek nie. Ek het min gehoor in my lewe dat mense presies kon hoor wat 'n prediker gepreek het en dit kon oorsing, van sê, hier kom Babylon, hier kom hulle, nee. Maar hy sing 'n lied, want hy weet heiliglik het hy nie die woorde om hierdie gevoel in sy hart te kan beskryf nie. En daardie tyd het die volk gesing. Kan jy dink wanneer hulle nou weggevoer word, dan sing hulle hierdie lied, van al sal die vye bome nie bot nie, nogtans sal ons juig in die Here. En sing is 'n tipe manier om dit vas te vang. Want hy sing nou, en hy begin met hierdie gedeelte in Habakuk, en hy sing terug van die goedheid van die Here, van wie die Here was en is, uit die Exodus verhaal uit, en nou ook in die situasie waar hulle in hulself bevind. Ek het vroeër 'n bietjie genoem van die argeologiese bevindings van Psalm 91 in daardie tyd. Die wat nie weet wat heiliglik in Psalm 91 staan nie, ek wil julle 'n bietjie terugvat na 'n lied van Joe Niemand en wat Joe Black nou laaste gesing het van ek sal nie bang wees nie, die wat by die allerhoogste skuil. Kan ons net dink, hier kom hierdie oorlogsmag om jou plat te slaan en te verpletter. En dit is waarin jy vashou. Om te sê, Here my Here, ons skuil by U. En hierdie gedeelte wil dan nie, wanneer mens besef, dis wat Psalm 91 sê, wil hierdie gedeelte nie noodwendig ons nou sê, ja, daar is nou net donkerte en dit wil die donkerte ontken nie. Dit besef, Here, ons besef hier is donkerte. Dis waarom ons kies om na U toe te kom, want U is nog altyd goed en geregtig. En dis juist met hierdie ontkenning van die donker waar die Here dan eintlik nou sê, weet jy, ons ontken nie die donker nie, ons besef hy's daar. Maar dis waar jy my ook gaan vind. Binne in die nood is ek steeds daar. En dit gee my nogals bietjie rus om te besef wanneer ons
vers 16 lees, want ons dink baie keer bang wees beteken jy mag nie bewe nie, beteken dit is iets teen jou geloof. Maar nou lees ons hierso in vers 16 hoe Habakuk hier sê, maar ek bewe, ek is bang vir wanneer hulle ons nie, of hulle ons gaan vir wanneer hulle ons gaan aanval. Maar dan hier in vers 18 dan sê hy, nogtans sal ek juig. Hy sal jubel. En dit beteken geloof is nie gevoelloos nie. Dit besef die situasie waarin jy jouself bevind, waarin Habakuk homself bevind het. En dit is waarom Habakuk se belydenis nogals my mooi is, want hy sê, maak nie saak wat Babylon nou moet ons doen nie. Hulle kan alles van ons wegneem, hulle kan my omstandighede verander, hulle kan die landskap verander, maar hulle gaan nie verander aan wie ek getrou is nie, aan wie ek bely en in wie ek my verlossing vind nie. En dit is hoekom daai woord vir my so sterk is. Nogtans. Ten spyte van alles wat nou van my weggeneem kan word, sal ek bly wees in die Here. En dit gooi ons bietjie in 'n interessante situasie, want Habakuk sê, maak nie saak wat gaan gebeur nie, alles kan verander. Maar ek bly getrou aan God, nie om vir wat hy vir my kan doen nie, maar omdat God is. En dit laat my 'n bietjie dink aan 'n transaksie geloof. Hoeveel keer wanneer mense dan bid, dan sê hy, maar Here, doen hierdie vir my en dan sal ek so. Want Habakuk gooi eintlik die vraag in om te sê, maar wie is God eintlik? Is jy God om vir God te regeer? Nee. Jy glo aan God omdat God is. Hy is jou skepper. En dit is wat nogals besonders is, want hier kom hierdie argument voor van die transaksie van geloof, om te sê, maar gaan jy nou jubel en sê, vandag het ons geloofprys, vandag het dit goed gegaan, nou gaan die Here my seën? Nee. Hier sien hy sing en die volk sing en hulle sing aan Psalm 91 byvoorbeeld. Ons weet nie wat dit hulle presies gesien nie, maar hier kom hierdie oorlog al hoe nader. Maar juis daarin gaan hulle jubel, want God is God. Hy bid nie en sê, Here, asseblief, vat vir Babylon weg, laat hulle net van ons vergeet nie. Hy bid, Here, gee vir ons krag. Maak my voete soos die van 'n wildsbok, dat ek daar op terreine kan stap, wat nie maklik is nie. Nee, Here, maak die terrein vir my plat nie. Here, maak my voete soos die van 'n wildsbok, dat ek hierdie moeilike terrein saam met U kan stap, want U is reeds saam met my daar binne. En dis wat Habakuk hier vir ons probeer lê, want soveel so begin ons te bid en sê, Here, laat hierdie net verbygaan, in steede van, Here, gee net vir ons krag om hier in te kan gaan. En vriende, dan vra ons baie keer, maar Dominee, jy praat oor hierdie konsepte en ons voel dit by ons huise en dit, maar hoe voel julle? En ek dink bietjie in die werk waarin ek myself bevind, kyk ek hoe maak kerke toe. Ons hou dit in dorpe hou ons dit dop. Ons sien, hier maak 'n kerk toe, daar maak 'n kerk toe. En ek dink die ding wat vir my daarvan uitstaan is om te besef, weet jy, 'n kerk wat oop is, praat baie, maar 'n kerk wat toemaak, spreek meer. Want dit vra die vraag van, wat sê dit van die groei en die verkondig van die evangelie hierso? Hoekom moes die kerk toemaak? En vriende, ek dink persoonlik, en ek sê nie dis nou in ons kerk se situasie so nie, maar ons kerk hier by NG Kameeldrift sit in sulke situasie. Ons sit bietjie in 'n finansiële nood. Ons kan dit nie ontken nie, want rentmeesterskap beteken nie ons moet stil bly nie. Dis hier waar Habakuk vir ons woorde leer en sê, al gaan dit swaar, al huidiglik klop ons finansies nie, al is dit moeilik om huidiglik lig in hierdie tonnel te sien. Nogmaals sal ons juig, nie omdat dit sleg gaan nie, maar nogmaals sal ons juig, want God is goed. Want dit vra ons dan 'n bietjie anders te vraag. Maar Habakuk het nie net daarbo gestaan en gesê, okay, hier kom die oorlog nie. Ek dink daar in 'n mate het hy begin woorde en taal aan die mense gee, die voorbereiding, om te sê, wat gaan ons hier aan doen? Ons kan nie veel doen nie. In daai situasie kon hulle nie veel doen nie, maar hulle kon self in so 'n mate voorberei. Hy vra eintlik vir hulle die vraag van, wat is jou deel? En vriende, ek vra hierdie nie nou om te sê, hoor jy maak nou beursies op en dit, maar ek sê net juist, ek besef huidiglik sit ons in 'n Habakuk situasie in Suid-Afrika. Ons besef die ekonomie is besig om ons te druk soos 'n spons. Die dieselpryse gaan op, die leefkoste gaan op, alles gaan op en ons besef dit gaan swaar. Ons sien dit in dit spottende, ons sien dit in ons kollektes. Ons besef mense hou terug en sê ons wil nie nou hierdie gooi nie want ons het dit op 'n ander plek brood nodig. Dan vra ons die vraag, maar nogtans sal ons juig. Met daai stuk oorgawe wat jy gooi jy dit nie vir die kerkie. Sê, Here, ek gooi hierdie, want ek is dankbaar dat U my weer vandag tot hier gebring het. Dan wil ek jou vandag die vraag vra. Wat is jou Habakuk situasie? Is dit by jou huis, jou werk, jou gesin? Is dit jou finansies wat nie klop nie? Wat is dit? Wil jy dan los met die verhaal van Habakuk en sê en sien, die moeilikheid is op pad, maar verbly jou in die Heer en hou vas aan hom. Dink aan Psalm 91, wat sê, ek sal nie bang wees nie. Nie beteken ek moet niks doen nie. Maar sê, Here, my Here, ek sien die moeilikheid is op pad. Maar help my
om deur dit te kan navigeer. Bid dan vir die Here se teenwoordigheid saam met jou in sulke tye. Amen. Ag liewe Here, ons lees vandag sommer net so hierdie gedeelte uit Habakuk uit, Here, en dit bring ook 'n stuk eerlikheid hierso in ons hart toe op as Christene, om te besef, soms wanneer ons bid, bring ons ook 'n stuk onderhandeling, om te sê, maar Here, as jy die vir ons doen, sal ons hierdie doen. Maar Here, help ons om 'n gebed soos Habakuk op te kan sit, Here, om te besef, ons sit soms in die noop, en ons sit in moeilike situasies, en ons weet nie noodwendig wat om daarmee te maak, Here. Maar Here, gee ons die krag om deur hierdie moeilike trein te kan navigeer saam met U, Here. Om te besef, daar gaan klippe wees en daar gaan opdraandes en afdraandes en losgrond wees. Maar help ons en gee vir ons die krag om hierdie pad te kan stap, Here. Help ons om ook U raak te kan sien op hierdie roete wat ons stap, Here. Here, nie net om te vra van maak die trein platter nie, maar om te sê, Here, hier lewe ons in 'n onregverdige wêreld. Maar dankie dat U saam met ons daardeur stap, dat ons weet, ons kan in die kleed vashou, want U was en is en sal nog altyd goed wees vir ons. Here, so is ons gebed dan, om te vra vir hierdie moeilike tye waarbinne ons onsself bevind, hier in Kameeldrift en hier in Suid-Afrika, Here, dat ons kan sê nogtans sal ons uitgaan en U naam verheerlik. En nie sê, maar Here, hoekom gebeur hierdie slegte goed met goeie mense nie? Maar om te sê, Here, maak nie saak wat gebeur nie. Ons hou aan U vas. Amen. Vriende, daar waar ook al jy mag gaan, mag jy in die teenwoordigheid van die Here sit. Mag jy sy teenwoordigheid verander die realiteit maak. Want die Here is saam met jou, nou, vandag en tot in ewigheid. Amen.